Hier sit ek langs die groot meneer, Marie Deeken. Van die van julle wat hom nog nie ken nie, hy is 'n man wat vele hoede dra en al die hoede wat hy dra is in 'n leiersposisie. So ons het die voorsitter van die Potchefstroom landbouvereniging vandag by ons. Marie, jy's een van die organiseerders van hierdie akkerboudag waar die fokus spesifiek is op soja verbouing, grondanalises ensovoorts, maar hier's 'n dryf hier agter. Daar's 'n passie wat die boerevereniging het wat lyk vir my geen einde het nie, want hierdie ding is besig om te groei. Waar kom daai vlammetjie vandaan en wat gee vir hom suurstof? Fani, goeiemiddag, dankie. Dis 'n groot voorreg om weer 'n bietjie saam met jou te kuier. Fani, ja, dit is 'n groot voorreg hierdie om hierdie ding te kan dryf. Potchefstroom Boerevereniging is 'n unieke struktuur. Die boerevereniging in Potchefstroom bestaan uit 2 studiegroepe uit. Ons plaas fokus op rooi vleisproduksie. Dit is waar Mooi Rivier studiegroep funksioneer. En dan die ouens in die akkerboubedryf wat plant is die Potchefstroom akkerbou studiegroep. Ons groot by Potchefstroom Boerevereniging het ons drie pilare. Ons het in ons landelike gemeenskap fokus ons op landbouaktiwiteite, die verbouing en die produksie. En dan die tweede pilaar is landelike veiligheid. En dan die derde pilaar wat die heel belangrikste vir ons is ons Christelike waardes en ons verantwoordelikhede daaromtrent. So ons probeer hierdie ding op grondvlak. Ons in Potchefstroom voel dit is belangrik laat alles op grondvlak begin. Betrokkenheid deur ons gemeenskap, ons samehorigheid in ons gemeenskap is vir ons krities belangrik. Dit is waar dit begin. As ons as gemeenskap nie mekaar kan bystaan, mekaar kan motiveer en inspireer nie, dan kan ons nie vorentoe gaan nie en dan help dit nie ons gaan vat hande met georganiseerde landbou boontoe nie, want dan het ons niks op grond nie. So dit is vir ons belangrik. Dit is waar ons boustene lê en dit is wat my rol is om hierdie ding in Potchefstroom by mekaar te hou. En ek is regtig in 'n bevoorregte posisie om soveel mense in ons gemeenskap, in ons landbougemeenskap te hê wat my ondersteun in hierdie strukture. Ons is so 2,5 jaar terug is Potchefstroom die swartskaap gemaak omdat 'n groot uitbraak van back and claw seer hier plaasgevind het. En ons het net besluit, weet jy wat, dit is 'n slegte ding wat vir die bedryf gebeur het, maar ons is groter as dit. En ons moet positief wees en ons moet oor dit kom. En regtig ek is so dankbaar om 'n deel van hierdie gemeenskap te wees wat die boere het net regtig opgestaan en gesê, kom ons vat hande. Alle challenges wat na ons kant toe kom, gaan ons fight en ons gaan deur samewerking gaan ons vorentoe gaan. Maar ja, met verwysing na wat jy nou net gesê het van die aanvanklike back and claw seer wat hier geïdentifiseer is, ek wonder of ek kan sê ek wil dit regstel, dat dit het nie hier uitgebreek nie. Potchefstroom in die Noordwes is so sentraal geleë dat diere van alle provinsies kom op een of ander manier deur Potchefstroom. En ek wil amper sê dit is toevallig dat die eerste positiewe toets hier was. Maar dit maak my hart ook warm om te sien hoe die boere proaktief optree en nie met daardie etiket rondloop van ons was die swart skaap gewees nie. Hier in hierdie omgewing vind ons dat boere die voortou vat. Julle neem inisiatief. En die plaaslike landbouvereniging of landbouunie wat ons tans hier het, is vir my ook uniek in die sin dat ja, georganiseerde landbou is daar, maar die afwenteling van magte, wat vat dit vir die boer op grondvlak om te kan produseer? Watter behoeftes is daar? Watter uitdagings is daar? Ek meen as ons skielik of vinnig na die veiligheidskant toe kan kyk. Ek het gister saam met van die boere gery toe ons vervulling gaan doen het vir die van die Mooi Rivier vir die slaghospetisie wat later in Oktober maand gaan plaasvind. En ek meen tydens daardie rit is daar ook gepraat oor veiligheid en patrollies en die radiostelsels wat werk en kommunikasie en dis net hierdie samehorigheid wat vir my wonderlik is. Waaraan skryf jy dit toe? Kan dit toegeskryf word aan die feit dat die Christelike waardes, ek meen daar's baie mense wat goedkoop daarmee rondloop, maar my ervaring is dat in Potch omgewing het die groter studiegroep
werk gemaak daarvan deur byvoorbeeld 'n maand of 2 terug 'n projek van stapel te stuur van Saai Hoop, waar daar van die mielies byvoorbeeld gevat is en produkte wat op die plase verwerk en verbou word is teruggesaai in die gemeenskap om vir ons mense wat swaar kry 'n bietjie hoop te gee, 'n bietjie motivering te gee. Dink jy dit dra by tot die sukses wat julle behaal? Absoluut, Fanie. Ek dink dit begin by ons neem eienaarskap. Ons as gemeenskap neem eienaarskap van ons verantwoordelikhede en dit wat ons in ons hande het. Ons kan besluit of ons gee op of ons gaan vorentoe. Maar daar kom 'n klompie verantwoordelikhede saam met dit en ek dink regtig ons as gemeenskap en nie net ons as gemeenskap nie, maar maatskappye en organisasies wat ons hande sterk maak, het saamgekom en ons het die eie ek het ons eenkant geplaas. En die samehorigheid tussen almal wat 'n bydrae kan lewer, want almal kan 'n bydrae lewer, groot of klein. Jy kan 'n bydrae lewer en ons het al daai aspekte bymekaar gesit. En ek dink deur die genade van Vader het hy vir ons die geleentheid gegee om hierdie ding in 'n positiewe, mooi storie vir Potch te laat skryf. En op die einde van die dag gaan dit oor die groter boeregemeenskap. Dit gaan oor deel van inligting. Ons ekonomiese omstandighede raak baie moeiliker as wat dit in die verlede was. Die regering is nie noodwendig baie positief teenoor ons kommersiële boere nie en ons voel daar's meer druk wat toegepas word op die kommersiële boere en die inligting wat ons vandag gekry het is uit en uit boerslimmer, maar dit hoef jy nie noodwendig meer te kos nie. En die simbiose wat daar is, die samewerking van dit wat 'n ou op jou plaas doen. Ek waardeer wat julle doen. Ek dink dit is 'n voorbeeld vir die res van Suid-Afrika en ek dink die feit dat studiegroepe soos hierdie soveel sukses behaal, benadruk die punt dat daar in ander gebiede in die land gekyk moet word, dat die boere met mekaar moet gesels om meer gebruik te maak van studiegroepe. Jy kan dalk vir ons 'n bietjie uitwy, hoe werk julle met julle maandvergaderings? Hierdie is nie iets dat 'n mens in die aand bymekaar kom noodwendig en daar word net vleis gebraai nie. Dis 'n afspraak wat gemaak word. Nee, van die tyd is baie beperk en tyd kos geld. So elke geleentheid wat ons hierso aanwend, moet produktief wees en dit moet vir elke produsent en elke persoon van 'n maatskappy wat hier betrokke is, moet dit waarde toevoeg. So ons is nie om mekaar se tyd te mors nie. So van my kant af wil ek regtig mense en landbouers wat nog nie aktief betrokke is by sy struktuur nie, ongeag in watter distrik jy woon, raak aktief betrokke by hierdie struktuur. Dit dra by tot jou boerdery, dit dra by tot jou besigheid, maar ook nie net, ons het nou gepraat van landelike veiligheid. Dit is jy as boer op jou plaas of jy as eienaar van jou besigheid het ongelukkig 'n klomp verantwoordelikhede. En raak betrokke by dit. Dit is so belangrik dat ons nie net onsself op 'n eiland plaas en voel ek gaan net toespits op hierdie nie. Jy is 'n persoon en jy en jou gesin is deel van hierdie gemeenskap en daar is soveel wat elke persoon in sy gesin kan bied vir hierdie gemeenskap. So ek wil ook vir distrikte om ons en distrikte wat daar dalk nie soveel georganiseerdheid is nie. Ek moedig die mense regtig aan daar buite. Neem die inisiatief. Die mense is honger vir hierdie. Neem die inisiatief, neem leiding en bring die mense bymekaar. Dit is ons behoud in Suid-Afrika. Marie, ek gaan nie beter as dit kan afsluit nie. Baie dankie vir wat julle doen en baie sterkte en voorspoed vir die seisoen wat voorlê met al die uitdagings en kom ons kyk na die uitdagings as geleenthede om sukses te behaal en die oorhand te kry op die aanslag wat op ons geloods word. Baie sterkte.